the everlasting to the world we live. It's the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. It's the Father's only Son. Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. It's the Father's only Son. And you live, you've died, and you rose again all night, and you've opened the way for the world to live again. Oh, hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. It's the Father's only Son. And you lived, and you've died, and you rose again all night, and you've opened the way for the world to live again. Oh, hallelujah, for all you've done. 'Cause you lived, and you've died, and you rose again all night, and you've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, hallelujah, for all you've done. Oh, hallelujah, for all you've done. Kom ons gee maar lekker aan dit lag voor. Hallelujah. Bless the Lord. We worship you. We magnify you. Sê, goeiemôre en welkom by die diens aan ieder en elkeen van julle. Ek sien daarom nie te veel moe oogies na die rugby gisterand nie. Almal lyk fris en vars en reg vir hierdie ding vanoggend. Welkom in die huis van die Here. Julle almal lyk opgewonde. Ons is ook opgewonde om die naam van die Here groot te maak saam met julle. Julle staan klaar. So kom ons sluit dit ons oë en ons open die diens vanoggend. Here Jesus, dankie vir die wonderlike dag, Vader, as U kan saamkom in die huis, Here Jesus. Here, net om U naam groot te maak, Here Jesus. Here, maar net om bietjie saam met ons boeties en ons sissies in U te kuier, Here Jesus. En net 'n bietjie tyd in U teenwoordigheid te spandeer, Vader. Here, wil kom bid vir die diens, Here Jesus. Here, laat U ons harte sal seën vanoggend, Vader. En Here, ook met die offerande, dat U die offerande sal seën, Here Jesus. Here, en dan elke liewe persoon wat vanoggend hier staan, Vader, wat bietjie sieklik is of net nie lekker voel vanoggend, Here Jesus. Here, ek wil bid dat U deur die musiek hulle harte sal kom aanraak, Here Jesus. Here, dat U hulle net sal kom vul met die liefde en die krag vanoggend, Here Jesus. I just worship and adore You this morning, Father. Amen. Sê, onthou net, julle is welkom met julle volgende liedjie, met ons volgende liedjie, die offerande te bring. 2 boksies hier voor, ek sien daar agter is een en daar by die deur ook. So julle is welkom.
the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. Oh, He goes before me, and He walks beside me. He lives within me. He's the lover of my soul, and He's my defender. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. Oh, He goes before me, He walks beside me. He lives within me. He's the lover of my soul, and He's my defender. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. So this is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. I will rejoice. Oh, I will rejoice and celebrate. Oh, I will rejoice and celebrate. You are my shepherd, I have no needs. You lead me by peaceful streams, and you refresh my life. You hold my hand and you guide my steps. Oh, I could walk through the valley of death, and I won't be afraid, because you are in control. Because you are in control. Because you are in control. You are in control. You are my shepherd. You are my shepherd, I have no needs. You lead me by peaceful streams, and you refresh my life. You hold my hand and you guide my steps. Oh, I could walk through the valley of death, and I won't be afraid, because you are in control. Because you are in control.
You cause everything to work together. You truly have a sovereign plan, and you know who I am, and you made who I am, and you love who I am, because you are in control, because you are in control, because you are in control. Oh, you are in control, because you are in control. Yes, you are in control, because you are in control. You are in control. Ons God is groot en hy regeer, hy sien wat wonders doen, sing halleluja. Hy stuur sy seun om my te red, hy sien wat baie wonders doen. En deur sy gees kom lei hy my, en deur sy woord kom maak hy my vry, sing halleluja. Sing halleluja. Sing halleluja. Oh halleluja, ons bring U die eer, U regeer. Ons God is groot en hy regeer, hy sien wat wonders doen, sing halleluja. Oh hy stuur sy seun om my te red, hy sien wat baie wonders doen. En deur sy gees kom lei hy my, en deur sy woord kom maak hy my vry, sing halleluja. Sing halleluja. Sing halleluja. Oh halleluja, ons bring U die eer, U regeer. Sing halleluja. Sing halleluja. Sing halleluja. Oh halleluja, ons bring U die eer, U regeer. Oh halleluja, ons bring U die eer, U regeer. Kom ons word net rustig vanoggend, ons sê net Here Jesus, ons kom gee ons harte Here Jesus. Here is die een na wie ons smag vanoggend, Vader. Here kom raak net ons harte aan, Vader. We just worship and adore You, Jesus. Ons het U so lief vanoggend, Here Jesus. Daar is niemand soos U nie, Vader. Here, ons prys U naam, Here Jesus. Wat
ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Kom ons sing dit net weer vanoggend. O ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. As niemand soos U, Here Jesus. O ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Be the center, be my source, and be my light, Jesus. Jesus, be the center,
just be the fire in my heart, and be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus. Be the fire in my heart, and be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Vanmôre vir die band vra om net die volgende liedjie se koor te sing. Hierdie liedjie wat ons nou net gesing het, Jesus be the center. Ons het verklaar dat ons wil hê Jesus moet die middelpunt van alles wees. Hy moet ons bron wees. Ons verklaar dit, maar die woord sê ook hy is 'n goeie Vader. I just want the band to sing that chorus, you're a good, good Father. En ek wil jy moet vanmôre weet, as jy uit die hart verklaar, dat hy die middelpunt van alles is. Dalk vanmôre, terwyl jy daar staan, maak die Heilige Gees u bewus waar daar 'n mate van selfsugtigheid is. Waar dinge die afgelope ruk 'n bietjie om jouself gewentel het en nie om die Here nie. Sê Here, ek maak u die middelpunt. Maar Here, ek kom vanmôre ook en ek verklaar, u is 'n goeie Vader. U is my hemelse Vader. You're a good, good Father. Terwyl jy daar staan, kan jy net die hande in die lug steek en sê, Here, ek erken, ek bely vanmôre. U's 'n Vader. We worship you, we love you, we adore you, we magnify you. Glory to his name. Thou art worthy, thou art worthy. You're a good, good Father. Father, It's who you are. it's who you It's who are. you are. It's who you are, and I'm loved by you. Oh, he loves It's you. who I am. That's who he is. It's who I am. That's who he It's who is. I am. He's a You're good, a good Father. good Father. It's who you are. Verklaar vanmôre sy It's who goedheid. you are. Kom vanmôre na die It's who Here soos 'n you kind na 'n are, vader. and I'm loved Sê Here, ek by kom. you. Here, ek het It's die who liefde I vanmôre am. nodig. God, It's I who need your I am. love. I need your presence. It's who I want to feel your love am. this You're a morning in good, Jesus' good name. Father. Good, It's good who you Father. are. Who you are. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a You're good, good Father. good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. Oh, he loves It's you who I this morning. am. Hy het jou lief It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. Oh, it's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. That's who he is. It's who I am. That's It's who who he I is. am. Vader, ons kom vanmôre na U toe, Here. Vader, baie van ons het ander denke van U. Daar's miskien mense vanmôre wat sê, ek weet nie so mooi of God vir my omgee nie. Ek weet nie vanmôre of die Here eers bewus is van my omstandighede nie. Maar Here, ek wil hê ons moet vanmôre weet, op U woord het U ons innig baie lief.
U wil vanmôre in 'n verhouding met ons verkeer, dat ons u hart kan leer ken, dat ons u wil en wie in ons lewens kan laat werk en kan laat leef. Here, ons wil vanmôre sekere geliefdes aan u kom opdra. Here, ons dink vanmôre aan Sarah Maree in die hospitaal. Here, wat daar is vir behandeling, en ons bid, Here, in die naam van Jesus, dat u vanoggend u hand op sy liggaam plaas. En Here, ons dank u vir 'n goddelike aanraking en genesing tot eer en verheerliking van u naam. Father, we bring Sharice's aunt before you, Lilette Stein, and we pray this morning, dear God, in the name of Jesus, that you touch her and heal her in her body, that right now she feel the power and the touch of God. Here, ons bid vir Tannie Joan Labeskagni ook. Here, ons bid dat u haar longe sal aanraak. Here, ons bid dat u vir daardie liggaam wat swak word, u dit sal aanraak in die naam van Jesus. Lord, we pray for Corneille Smith too, oh God. We pray in the name of Jesus that you be with her, touch her in her body and heal her. En Tannie Lucinda ook, Here, ons bid vir die krankheid in haar liggaam, dat u ook daar met haar sal wees. Vader, al die lof en al die eer, al die prys en die aanbidding bring ons u toe en u alleen. En ons loof en ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, kan vanmôre u sitplekke inneem. Baie dankie band, ons waardeer julle. Terwyl die band die verhoog verlaat, wil ons net vanmôre vir Aiden baie geluk sê, ons drummer. Hy het 'n goue medalje verwerf gister by die karate in 'n kata wat hy gedoen het, en ons gee vir hom 'n lekker handeklap. En dan ons is bly Mia de Beer is ook hierso. Sy het Vrydag aand by die Jacaranda byeenkoms. Dis 'n byeenkoms wat al 20 jaar hier by Hoërskool Brits elke jaar aangebied word. Daar was by die 14 skole wat Vrydag aand deelgeneem het, en Mia het 'n 22 jaar 200 meter onder 17 dames rekord gebreek in die 200 meter. Baie geluk Mia, en daar's verskeie van ons lidmate se kinders wat deelgeneem het en baie goed presteer het, en van hulle is verkies en gaan nou Vrydag en Saterdag wat kom in die top 30 deelneem, die top 30 skole in die land wat genooi word om daar in Potchefstroom op die tartanbaan te gaan deelneem. So ons sê vir hulle ook baie, baie geluk. Dit is my voorreg vanmôre en om jy almal te verwelkom in die naam van die Here. En besonder het ons vir Frik en Maureen se dogter en skoonseun, William en Maureen, wat vanmôre vir Zaria vorentoe bring om ingeseën te word. En ek gaan vra Maureen en William om asseblief vorentoe te kom met Zaria, en ek het vir hulle gesê, oupas en oumas kan ook kom, maar hulle kan maar besluit, en hulle kan maar by die huis dan beklei, hoekom hulle gekom het en nie gekom het nie. Ek wil nie daarby betrokke raak, maar partykeer is dit oupas en oumas wil nie in die kalklig wees nie, en ons wil net vir hulle sê, ek het die voorreg gehad om hulle te trou, dink jaar of 2 terug, hulle sal my help, en vanmôre om dan vir Zaria toe kom inseën. Ek hoop ek spreek dit reg uit, daar sê, maar partykeer dan kyk die ouers jou so skeef, want jy spreek dit nie reg uit, maar die spelling is ook so, dan wees jy nie seker, en kom staan maar hier voor langs my, en as baie dinge wat ons in die bediening doen, baie dinge moet doen, maar om die babetjies in te seën is een van die hoogtepunte en iets wat baie spesiaal en kosbaar is. En die Bybel sê vir ons in Markus 10 vers 13 tot 16, maar ek wil verse 14 en 16 uitlig. En die Bybel sê, Jesus sê, dis nadat die disippels die ouers verhinder het om die kindertjies te bring. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hand op hulle gelê en hulle geseën. Ons hou daarvan as mense ons lof besing. Ons hou daarvan as die seëninge van God oor ons uitgestort word.
En ek kom agter in die lewe vandag en so klein soos wat Zaria is nou en mamma en pappa, ek weet, dink nie vanmôre al aan hoërskool en na hoërskool nie, maar ek wil vir julle sommer maar net 'n waarskuwing gee, dit kom net so. Vra vir die mammas en pappas wat 3 jaar terug hulle kinders in die hoërskool ingeskryf het, na hierdie eksamen het hulle 2 jaar oor en dan gaan hulle die groot wêreld en tyd gaan so vinnig verby. Maar daar is iets besonder oor wat ons vanmôre doen. Die Bybel sê, hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en geseën. Baie keer vra mense my en sê, pastoor, maar hoekom doop julle nie die kleintjies nie? Die rede is baie eenvoudig, want die Bybel leer ons nie dit nie. Die Bybel leer ons, wanneer dit by die doop kom, is dat jy jou moet bekeer en dan laat doop. Zaria is op hierdie oomblik onbewus van enige sonde en ongeregtigheid in haar lewe. Waarvoor gaan sy haar bekeer? Jy sien, die bekering gaan altyd die doop vooruit. So daarom doop ons nie die kleintjies nie, maar ons doen wat die Here Jesus gedoen het. Ons seën hulle, ons wy haar eintlik aan die Here toe. Ek weet, William en Maureen het klein Zaria die Here haar vir hulle gegee, maar wat hulle vandag doen is, hulle sê, Here, ons wil haar weer aan U toe vertrou. Ons wil U vra vir wysheid en insig om haar op te voed in die weë van die Here. Jy sien, dan raak ouers nie besitlik oor hulle kinders nie. Dit gaan oor wat is God se beste wil en weë vir ons kind. En daarin, William, baie keer gaan mamma vir jou sê, wat gaan ons maak? En vir alles as jy ouer word, ja, nou is dit okay. Ja, maar wanneer papa wil weet, wie is hierdie ouetjie wat kom kuier, en wie is die ouetjie wat jou WhatsApp en briefie stuur? Nee. En papa verstaan nie altyd, en mamma probeer altyd tussen die twee in vrede maak, en William, wanneer jy nie weet wat om jou gesin te antwoord, die kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, vra vir wysheid, ek vra vir insig, dat ek my familie lei volgens U wil en U weë. Maureen, dat jy ook in so 'n posisie sal wees, wanneer jy nie verstaan en sê, Here, ek bring my man na U toe. Ek bid dat U in en deur hom werk, nie opstandig raak en met hom beklei, maar sê, Here, ek gee hom in U hande. En William en manne, pas op, as jou vrou in gebed vir jou in die Here se hande gee. As jy moedswillig is, as jy aspres is, sal God met jou werk. So manne, kom ons hoor eers by God, voordat ons vrouens ons aan die Here moet oorgee. Maar ek gaan vanmôre kyk of Zaria sal toelaat of ek haar kan vashou. Gaan ons probeer. Daar is hy. Maar hulle is baie lief vir hierdie mikrofoon. Ek sien sommer. Daar is hy. Daar is hy. Jy sien, hulle het almal so 'n natuurlike aanvoeling vir 'n mikrofoon. Maar kom ons sit net so en ons buig ons hoofde en ons bid net vanmôre saam. Dierbare Hemelse Vader, ek bring vanmôre vir Zaria na U toe, Here. En Vader, haar ouers het haar vanmôre gebring, soos wat die ouers 4000 jaar gelede het, 2000 jaar terug, die kindertjies na Jesus toe gebring het. Dat hy sy arms om hulle kon slaan, sy hand op hulle kon lê en hulle kon seën. Vader, ek wil vanmôre hierdie klein dogtertjie seën met die guns en die voorspoed van die Here. Ek bid, Here, dat sy van 'n jong ouderdom 'n hinkering na die wil en weë van die Here sal hê. Ek bid, Vader, dat sy haar ouers sal kom vra oor die dinge van die Here, oor die Bybel. Vir oupas en oumas sal sê, vertel my meer. Ja, die familie stories is lekker, maar vertel my eerder meer van Jesus. Here, ons bid dat hierdie klein voetjies in die weë en die wil van die Here sal wandel, tot lof en eer van die wonderlike naam. Vader, ek bid vir William en vir Maureen, vir wysheid, vir insig. Here, dat hulle U aangesig sal soek, rakende die toekoms van Zaria, en ons vra dit, Here, en ons sê dankie in Jesus naam.
Amen en amen. Kom ons gee vir 'n lekker handeklap. Daar sy. Die naam Zaria beteken, she is a bright light for Jesus and wise to excel in the gifts of the Spirit to build up the body of Christ. Die skrifgedeelte is 1 Korintiërs 14:12. So it is with you, since you are eager to have spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the church. Hy sê. Kom ons gee vir hulle weer 'n lekker handeklap terwyl hulle sitplekke gaan inneem. Dit is my voorreg vanmôre om weer die woord van die Here te bedien. Dit is 'n geruime tyd wat die Here hierdie onderwerp op my hart druk. Ek kan nie sê ek het met opset of doelbewus dit nie vroeër aan ons bedien nie, maar ek glo een ding, die Here se tydsberekening is altyd die beste. Die onderwerp waaroor ons vanmôre gaan bedien, en as jy sien dat die tienermense hier verdwyn, dan moet jy net weet, hulle gaan saam met Simeon, is dit reg vanmôre Simeon, of bly hulle vanoggend? Goed, hulle het besluit om te bly vanmôre, en dit wys jou net hoe die Here werk, so ek dink dit is noodsaaklik dat ons jong mense oor hierdie onderwerp leer en hoor, en weer eens, ek gaan vanaand die boodskap tot 'n slot bring. En ek wil u vra, moet nou nie dink ek manipuleer of intimideer u nie, maar ek wonder hoeveel van ons sal vanaand terugkom. Want ek kan amper vir u sê, as ek vooraf afgekondig het waaroor vanoggend se boodskap sou gaan, so baie mense dalk gevoel het, wel, ek dink nie ek sal vanmôre gaan nie, en hierdie is 'n onderwerp waar ons baie meer sukkel. Selfs kinders van die Here, selfs die wat toegewy is om die Here te dien en 'n pad met die Here te stap, is dit 'n onderwerp waarmee ons gedurig stoei. Baie mense wil nie betrokke raak in hierdie onderwerp nie, weens onkunde, en om eerlik te wees, hulle sê, ek weet net nie hoe nie. Hierdie geliefdes vanmôre is die onderwerp van gebed. En ek kan somme my gees hoor, en baie mense wat dalk ingeskakel het gehoop om iets anders vanmôre te hoor, maar wanneer ons hoor oor gebed, dan is dit half asof, maar ek wil vanmôre vir u sê, die Here het vir ons gebed gegee, en dis een van ons sterkste wapens, maar voordat ons dit vir sulke doeleindes wil aanwend, there's a saying that says, where purpose is unknown, abuse is inevitable. Waar die doelwit van iets nie bekend is nie, is misbruik onafkeerbaar. En baie keer is dit hoekom mense nie wil bid nie, hoekom mense nie van gebed wil hoor nie, is omdat ons onkundig is oor hierdie onderwerp. Mense kom en sê, ek weet ek moet bid, en ek wil graag bid, maar ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie wat om te bid nie, en voordat u uself vanmôre kastei, die 12 disippels van Jesus het na hom gekom en gesê, leer ons om te bid. Jesus het hulle nie by mekaar gemaak nie. Jesus het nie vanmôre, soos ek as herder van die gemeente, u by mekaar gekry en gesê, ek gaan vanmôre met u oor gebed deel nie. Hulle het na hom toe gekom en gesê, leer ons om te bid.
En ek wil u vra, wees geduldig, wees verdraagsaam vanmôre en moenie nou na 'n ander prediker gaan luister nie. Luister vanmôre wat die Here vir u wil leer met betrekking tot gebed. En jy sien, om vanmôre te begin, moet ons verstaan wat ons doel op aarde is. Dis die hoofrede hoekom ons nie weet hoe om te bid nie en hoekom ons baie keer voel God beantwoord nie ons gebede nie. It's because we don't understand our purpose. We don't understand how we came into being. En ja, ek gaan vanmôre verwys na Genesis, die skepping van die mense, maar daarin is die hele geheim van gebed opgesluit. Jy sien, mense kom vandag baie keer en dan sê hulle, maar hoekom is dit nodig om te bid as God alreeds alles weet, alles beheer, alles vooraf bepaal en nooit verander nie? Hierdie geliefdes is geldige vrae, want dis die waarheid. God weet alles. God is in beheer van alles. God het alles vooraf bepaal en God sal en kan nooit verander nie. So hierdie is geldige vrae, maar om hierdie vrae te beantwoord, moet ons eerstens verstaan die noodsaaklike waarhede met God se doel vir die mensdom wat lei na die noodsaaklikheid van gebed. You see, friends, we need to answer these questions. You first need to understand the essential truths of God's nature and His purpose for mankind that lead to the necessity of praying. Die Bybelse weergawe van die skepping openbaar hierdie waarhede aan die mensdom. Jy sien, geliefdes, God is doelgerig. God is a God of purpose. En dis hoekom u en ek vanmôre op hierdie aarde is, want God het 'n doel vir jou en my. Ek wil vanmôre vir u vra, en as ek die besigheidsmanne en vroue sou vra om vanoggend op te staan, en hulle kom staan hier voor en sê vir hulle, waarom stel u mense in diens? Hulle sê, ag wel, ek doen dit maar net sodat ek van al die geld wat ek maak bietjie kan uitdeel en ontslaa raak en laat die mense nou maar iets het om te doen. Geen besigheidsman of vrou doen dit nie. Hulle stel mense aan vir 'n spesifieke doel. Hulle het 'n behoefte in hulle besigheid, hulle wil 'n doel bereik en hulle stel jou aan om daardie doel te bereik. En jy sien, en dit is waar die hele grondslag van vanmôre lê met betrekking tot gebed. As jy nie jou doel voor God verstaan nie, is dit waar die probleem in jou gebed gaan begin. Kom ek verduidelik weer met betrekking tot besigheidsmense. Nou ek weet, daar is party baie dikvellige mense wat die werkgewer vir allerlei persoonlike dinge vra. Maar vir die werknemer wat integriteit het, die werknemer wat 'n bietjie verstaan waaroor hy of haar werk gaan, sal nooit na die baas toe gaan en vra dat hy 'n liter melk en brood vir sy kinders sal koop nie. Hy sal nie vir die baas sê, hoorie, ek wil graag jou voertuig leen, ons wil op vakansie gaan en gee my dit, gee my dat en voorsien net aan dit en die ander. Nee, wanneer 'n werknemer verstaan wat hulle posisie in die besigheid is, hulle doel is, wanneer hulle met die werkgewer praat, gaan dit oor die bevordering van die besigheid, die bevordering en die vooruitgang van hulle werk in die besigheid. Dit is waaroor die gesprekke tussen 'n werknemer en 'n werkgewer gaan.
Jy kom na jou baas toe en jy sê, ek wil iets onder die aandag bring. Ons toerusting is oud, ons toerusting is verouderd, hier gaan dalk 'n ongeluk kom. Ek wil u vra dat ons nuwe lere sal koop, dat ons nuwe veiligheidsbeskerming klere sal koop, sodat daar nie 'n ongeluk sal gebeur nie, sodat daar nie 'n verlies in produksie uitloop nie. 'n Werkgewer wat so werknemers sien aankom, weet, die gesprek gaan oor die belang van die besigheid, dit gaan oor die doel, en nie oor die persoon se persoonlike agenda nie. Maar kom ons kyk, die Bybel sê vir ons daar, in Jesaja 14 vers 24, Isaiah chapter 14 verse 24, Jesaja 14:24 sê, die Here van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. Psalm 33 vers 11 sê, die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart, van geslag tot geslag. En Spreuke 19 vers 21 sê, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. En dit wat ek vanmôre nou vir u gelees het, bevestig en beklemtoon dat die Here se doel in die lewe en op aarde sal geskied. En nou vra ons en sê, maar wat is die doel dan om te bid, as die Here reeds al dit besluit het? Wag net 'n bietjie. Want daar's iets wat ons vanmôre in die woord van die Here gaan sien. God het die mens geskep om hier op aarde die wil van die Here te laat geskied. Genesis 1 vers 26 sê die Here, kom ons maak die mense na ons beeld en ons gelykenis. Let us make man in our image and according to our likeness. Jy sien, die mensdom was geskape om God se natuur te reflekteer en om met God gemeenskap te hou. Humanity was created to reflect God's nature and to have fellowship with Him. Ons eerste doel, geliefdes vanmôre, ons heel eerste doel is om die karakter en persoonlikheid van God uit te beeld. En ek wil vanmôre vir u vra, en ek vra myself die vraag, dink 'n bietjie terug, kyk na u handel en wandel hierdie laaste week, in jou besigheid, in jou gesin, in jou huwelik, in enige verhouding, oral waar jy in die samelewing beweeg het, vra jouself, het ek in elke aspek van my lewe, in elke besluit, in elke gesprek, in elke optrede, het ek die karakter en die persoonlikheid van God uitgebeeld. Jy moenie na jou vrou kyk, jy moenie na jou man kyk en vir hulle sê, ek kan die pastoor antwoord nie. Ek het gevra, kan ek en jy die jou vererg het vir iemand, die jou vererg het vir jou man en jou vrou, toe jy onchristelik opgetree het, toe jy liefdeloos gehandel het, het ons die karakter en persoonlikheid van God uitgeleef. This means we were created to have His nature and moral character. God created mankind to establish a relationship of mutual love. God het gesê, ek wil nie 'n wese hê wat my net lief het en my net aandag gee omdat hulle moet. Die van u wat werknemers het, of hulle van jou hou of nie, moet hulle taak verrig. Dit maak dit net meer aangenaam as daar 'n goeie verhouding is tussen werkgewer en werknemer, dat die atmosfeer by die werk nie suur is nie. Maar of jy van jou baas hou of nie, jy het 'n doel en 'n werk om te doen.
God intended love to freely flow between the Creator and His creation. The only reason man can have fellowship with God is that God made man out of His own essence. God het die mens uit sy eie wese gemaak. Hy het dit gesê, laat ons mens volgens ons beeld en gelykenis maak. He made man to be spirit, just as He is spirit. John 4 verse 24 says, God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. En ons het vanmôre daardie liedjie gesing, He's a good Father. Ons weet, die Bybel sê vir ons, wanneer ons daar lees in Deuteronomium hoofstuk 4 vers 24, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Maar luister ook wat sê Deuteronomium 32 vers 6, durf julle dit die Here vergelde, o dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou Vader wat jou geskaap het nie, en hy het jou nie gemaak en jou toeberei nie? Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Listen to the statement, and you need to write it down. Humanity cannot reveal God's image and likeness apart from a relationship with Him. Wil vanmôre vir jou sê, jy kan probeer om die karakter en die persoonlikheid van God uit te streef, maar as daar nie 'n verhouding is tussen jou en God nie, gaan jy misluk om dit te doen. You cannot be like somebody. You cannot exhibit character traits of somebody if you're not continually in their presence and share a relationship with them. Is my eienaardig, ek let baie op wanneer ek die voorreg het en baie keer die onaangename geleentheid om manne en vroue in die huwelik te beraad. Niemand het al ooit na my toe gekom en sê, pastoor, ek en my vrou wil jou sien, en ons wil net vir jou sê, man, dit gaan goed in ons huwelik, man, ons is so opgewonde, ons is so bly, en ons wil net vir jou kom sê, dit gaan goed met ons. Niemand het ooit dit gedoen nie. As ek weet daar's 'n berading wat kom, dan weet ek daar's moeilikheid. Maar dit is interessant om op te let, as die man praat, en dan praat die vrou, en dan kom ek later aan agter, die vrou praat 'n bietjie soos die man, sy het sekere uitdrukkings soos die man. Hoekom? Want daar's 'n verhouding. So if there's no relationship with God, there's no way I will be able to express and to reflect His character and His personality. Humanity cannot reveal God's image and likeness apart from a relationship with Him. Man was created out of the essence of God, yet is always dependent on God as His source. Ons is uit die wese van God geskep, en ons is altyd afhanklik van God as ons bron. Luister wat sê 1 Johannes 4 vers 16, 1 John 4 verse 16, hy sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Whoever lives in love, lives in God, and God in him. En nou het God, ons sien hy het
vir u en ek geskaap. Hy het vir Adam en Eva geskape en hy het gesê ek soek 'n mensdom, ek soek wesens waarmee ek 'n verhouding kan hê wat my karakter en my persoonlikheid aan ander kan uitstraal. En tweedens, secondly, God created humanity to have dominion. God het die mens geskep om heerskappy uit te oefen. To carry out his purposes in the earth, and that was mankind's primary vocation. Dis die mens se primêre roeping. Toe God die mens in na sy beeld geskaap het, het hy ook vir ons 'n vrye wil gegee en die vermoë om te beplan en om besluite te neem en dan aksie te neem om daardie planne in vervulling te bring. God het ons nie gemaak soos die diere waar ons net fokus op een dinge is om kos te soek, te eet en dan dalk ook te produseer en dan maar net die leefwyse deur te gaan. God het vir jou en my 'n brein gegee. Hy het vir ons skepingsvermoë gegee. Dis hoekom party mense 'n liefde vir musiek het. Mense liedjies skryf, ander sal skilder, ander sal dinge ontwerp, ander sal dinge bou, ander sal men met die gesproke woord mense beïnvloed. God het ons 'n wil en 'n keuse gegee en 'n vermoë om te kan skep. Man was to reflect God, whose plans in advance and carry them out with creative acts. Maar hoe moes ons hierdie roeping waartoe God ons geroep het en bestem het uit te leef? En ek lees vanmôre, ek wil jy moet my volg in Genesis hoofstuk 1 vers 26 tot 28. Luister wat sê die Bybel, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En ek gaan my bes probeer vanmôre om nie in die LGBTQ plus en ek weet nie wat alles nog daar is in daai rigting te gaan nie. Maar dit is so duidelik soos daglig. As jy ooit getwyfel het of LGBTQ ooit is iets waar ons aandag moet gee, wat ek vanmôre vir jou sê, volgens God se woord moet jy nie jou eers steur daaraan nie. Moenie dit die aandag gee wat dit nie om toekom nie. Want God het gesê, luister mooi, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom, daardie woord hom, verwys na die spesie, die mens. So dis enkelvoud, maar dan kom God, en wanneer hy onderskeid maak, gebruik hy die meervoud, en hy sê, en hy het hulle geskape, man en vrou. Jy sien, dis die hele probleem. As jy nie jou doelwit verstaan nie, dis wanneer jy verstrengel word in dinge wat jou meer frustreer en meer die mekaar maak. En dan soek jy die uitweg van die mense om te probeer verstaan wat God alreeds in jou geplant het en jou bestem het. Dis eenvoudig. Elke keer wat jy na badkamers toe gaan, toilette, let op, as 'n man wat so staan,
Daar's 'n vrou wat staan, jy weet wat is wat. Jy sien, dis eenvoudig. Die mans gaan in by onderwysers. En die vrouens gaan in by sonderwysers. Fanny sal dit vanaand snap. Jy's of 'n onderwyser of jy's sonderwyser. En jy moet dit verstaan, en as daar verwarring kom, if there's confusion whether you're a man or a woman, seek the word of God and just go to the doctor and he'll tell you what you should be, because he'll just look at what you are. Een seentjie van 'n paar manne was 3 of 4 jaar oud. Ons is by 'n rugbywedstryd in die rugby seisoen en dit was nogal 'n pug geweest en ek vryf vir die pug en ek speel met vryf hom lekker. Ek weet nie of dit ek het nie gekyk of daar onder of sonderwyser was, maar ek speel met hierdie pug en hy sê vir my, he says, "Uncle." Ek sê, "Yes." He says, "You must not touch his privates." Ek sê, "For my boy, I assure you, I will not touch any privates of this dog." Ek dacht by myself, die ouers het by hom ingeprent. Maar ek wil vanmorgen met liefde sê, ek oordeel jou nie, I don't judge you, I don't condemn you, but I ask you to go back to the original purpose. Look at yourself in the mirror, and your body will tell you what God's purpose in your life is. And if you are doing something contrary to that, that is why you're confused. That is why life is so unbearable for you. You're trying to be something that God did not purpose and intend you for. And I pray that you seek help, go to Christian counsel where people can counsel you in the love of God, and whatever the cause and reason is for the confusion in your life, that you can get to the reality and the purpose to which God has called and intended you on this earth. Ek het gesê ek wil nie daai rigting gaan nie, maar ek kom myself nie help nie. God made man in his image. Maar jy sien geliefdes, omdat God eers die mens uit homself gemaak het, en God is gees. Maar die feit dat God vir die mens op die aarde geplaas het, moes hy daardie gees 'n liggaam gegee het. So that man can function as a spiritual being, but in a physical body, in a physical environment. God het nooit Adam en Eva geskep om in die hemel te wees nie. Hy het ons gemaak om op die aarde te heers. God se doel was dat die tuin van Eden sou uitsprei oor die hele aarde, en dat ons vandag nog sou leef soos Adam en Eva. In die dag sal ons met God wandel en die heerlikheid van God uitstraal, maar ons weet sonde het die wêreld ingekom. En die verhouding en ons oorspronklike plan van God gekelder. En vanmorgen toe ek weer deur die woord gaan in voorbereiding, toe onthou ek in Openbaring, aan die einde van die tyd, wanneer die kerk reeds weggevoer is voor die aanvang van die groot verdrukking, en ek het al lering hieroor gegee, miskien is dit nodig om weer oor die eindtyd te bedien, maar nadat die kerk weggevoer is, weggeraap is in die lig, en al hierdie oordeel van God oor die aarde kom, en dan die mense wat God nie aangeneem het nie, veroordeel word, sê die Bybel, gaan hierdie aarde met vuur verbrand en verteer word, en God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. God wants to come back to his original plan, to have man live on earth in a relationship with God, as a physical being. Die weergawe van die skepping in God se woord
wys dat God nooit bedoel het om self op die aarde te heers nie. Hy het die mens geplaas om op die aarde te heers. God wou sy gesag met die mens deel. Wat God eintlik gesê het, ek sal in die hemel heers, ek sal daar beheer neem, ek sal sien dat alles werk. Nou ek wil hê, jy moet 'n deel van my wees, jy moet op die aarde heers, jy moet my heerlikheid uitleef en uitbeeld en uitstraal. 1 John 4 verse 8 and 16 says, God is love. You see, when I'm selfish, I want all the glory, I want the credit, I want the power, I want the authority, I want the rights, I want the privileges. God says, no, because I'm a being of love, I want to share what I have. I want you to execute my authority on earth. And it's crucial for us to understand that the relationship of love that God established with mankind is not separate from the purpose that God has for mankind. Listen to this statement. The relationship is foundational to the purpose. Both are essential keys to prayer. Hier is twee woorde wat iemand onthou wanneer u aan gebed dink. As iemand die woord gebed gebruik, as iemand sê bid, as jy biddende hande sien, is daar twee woorde wat jy moet onthou. Die eerste een is verhouding en die tweede een is doel of doelwit, relationship and purpose. If you want to know how to pray, if you want to know what you need to say to God, remember, first of all, God created you and I for a relationship with Him, and then to execute His purpose. Kan jy al klaar sien wat my gesindheid is, wat my ingesteldheid is, as ek in gebed na God toe wil kom? Dit gaan oor dit wat ek gaan bid, dit wat ek gaan sê, dit wat ek gaan vra, dit wat ek gaan noem, bevorder dit ons verhouding en bevorder dit my doel wat God vir my het. Jy sien, wanneer ek na die Here toe kom en ek sê, o Here, asseblief, laat iemand vandag R1 miljoen in my rekening betaal. Asseblief, Here. As ek daai gebed moet bid, maar my gedagtes dink ek aan verhouding en doel. Voordat ek klaar gebid het, gaan my gewete my aankla en sê, dit is 'n selfsugtige gebed. Dit gaan oor jou. Kom ons vra die volgende vraag, wat gaan jy met daai R1 miljoen doen? It's different if I know God has pressed upon my heart to build a dwelling place for orphan children or for mothers that have lost the fathers en die weduwees en sulke, en ek sê, Here, as ek daai R1 miljoen kan kry, Here, gaan ek solank die planne laat maak, ek gaan solank die beginplanne in werking kry, Here, sodat hierdie plek gebou kan word, want ek weet, U het dit op my hart gelê, en U wil hê ons moet dit doen, dan is die gebed anders. So when I pray, do I come with the intention that my relationship with God will deepen and that God's purpose be executed? En afsluiting vanmôre, ons gaan vanaand kom by die aard van gebed. Moet dit nie mis nie, ons het nou die grondslag gelê, en wat ons vanaand gaan luister, gaan jou gedagtes verander. Jy gaan eintlik daarna uitsien om met God in gebed te verkeer. 2 Korintiërs 6 vers 1, die laaste skrif vanmôre sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie.
says in the King James Version, workers together with him. The original Greek means fellow workers, which means those that cooperate, that help with, and work together. So God sê, wanneer jy bid, wat God eintlik gesê het, hy sê, al is ek almagtig, en ek kan hiet en gebied op die aarde, ek wil dit nie doen nie, ek wil die mens daar in beheer plaas, ek wil die hele moed die aarde bestuur. Maar jy sien, soms kom ons agter, ons het nie die vermoë en die dinge werk nie uit nie. So wanneer ek bid, dan roep ek tot God en ek sê, Here, sal U asseblief kom onderneem. Sal U ons wysheid gee. Here, sal U laat geskied hier op aarde. Ons is nie seker, dit lyk vir my dinge werk nie soos ons gedink het dit moet werk nie. Here, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig. God, give us clarity of mind and thought. Keep us focused on the purpose and relationship with You, what needs to be done. God is a God of purpose. Hy is doelgerig. En hy wil hê twee dinge. Ons in verhouding met hom sal wandel en ons ingestel sal wees om die doel wat hy vir my bestem het uit te leef na eer en heerlikheid van sy naam. All that God wants. You don't have to be a preacher. You don't have to be a Bible thumper. You don't have to be over spiritual. But what do you say when the farms around you burnt down and your fellow farmers come and say, but the flames didn't touch your farm? What happened? Do you just shrug your shoulders and say, oh, well, maybe it just worked out? Or can you stand and say, you know what? I realize I need to give God the glory. My farm should have been wiped out, but it was the grace of God. That's all you have to say. When the other farmers are crying for rain, and rain falls on your farm, you can say, I glorify and honor God that I have a crop to reap. Just begin to look around you and see the blessings of God. Understand that God is probably blessing you so that you can be an extension and a reflection of His character and His personality. En ek wil U bemoedig en U nooi om vanaand saam te kom, of as jy nie kan, jy skakel dan in op ons Facebookblad. Luister na die slot van hierdie woord. Maar ek glo vanoggend het jy nou net weer 'n ander denkwyse van gebed. Verhouding en doel gaan alreeds jou gebedsmotiewe verander. Kom ons staan vanmôre saam. Kom ons vra net die Here om in ons harte te beginne werk. Hierdie liedjie sê, I worship you in spirit, and I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. Sing ons saam. On bended knees, on bended knee, I come with a humble heart. I come bowing down before your holy throne.
anew. I worship you in spirit, and I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. Lifting holy hands, lifting holy hands to you, as I pledge my life anew. Oh, I worship you in spirit, and I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. Make my life, and make my life a holy praise unto you. Vader, al die lof, al die eer en aanbidding kom u toe vanmôre. Vader, baie dankie vir die lering in die woord vanoggend. Here, ek besef vanmôre nou net hoe eenvoudig dit is wanneer ek met gebed te doen het. Ek gefokus wees op ons verhouding en op u doel in en deur my lewe, sodat u altyd al die eer en die heerlikheid ontvang. Vader, sal u ons seën, behoed, beskerm en bewaar deur die middag. Here, ons bid en vra in Jesus naam dat ons vanaand weer by mekaar sal vergader. Here, die slot van hierdie boodskap sal hoor, dat hierdie week wat kom, Here, ons gebed anders sal wees. Ons sal verdiep in ons verhouding met U, ons doelwit sal uitleef. Alles tot eer en verheerliking van die kosbare en wonderlike naam. En ons sê dankie in Jesus naam. Amen.